Amen. Die Here is goed. En hy bly goed. Vandag se tyd kry ons baie soorte dinge, né? Mens kry feministe wat oor vroumense is, né? Julle het dit al gehoor van dit. Vroue regte, vroue die, vroue daai. En dis baie keer is dit dat hierdie vroue regte goeters sê die vrou moet so wees, die vrou moet so wees, die vrou moet so wees. Is dit nie so nie? Die vrou het reg oor haar eie liggaam. Sy kan doen met haar liggaam net wat sy wil. Die man het geen sê oor hulle nie. Die man het geen sê meer nie. Nee, dis feministe, dit gaan oor die vrou. En die empowerment van 'n vrou. So nou kry jy dit so dat die vrou later die koning, priester en profeet in die huis is. Is dit nie so nie? Dan die vrou, die Here het die vrou gemaak en gesê vir Adam, luister Adam, ek gaan vir jou helper maak. Nou is die vrou nie meer die helper van die man nie. Die vrou is nou op haar eie paleisie en so aan. Heeltemal buite die woord en die wil van die Here. Net so kry mens hierdie humanistiese mense wat oor mense praat, né? Ek, me, myself and I. Kyk, luister, niemand kan vir jou sê wat om te doen nie. Jy is jou eie baas. Is dit nie so nie? En dis nie wat die Here sê nie. Die Here het tot skrifte in die Bybel gesit van hoe 'n bediende met sy ouers moet praat. Met sy baas moet praat. Is dit nie so nie? En hierdie feministiese geleerdheid of nuwe aksie wat oralste in die wêreld is so dat ek sien so op so TikTok so videoetjie waar die vrou kom, dan sit die man by die tafel en bring sy vir hom kos, dan sê hy nee, dan bring sy vir hom 'n koeldrank of whatever, hy sit na eetty en so. Later dan gaan hulle twee, dan bring hulle bordjies en sit hulle saam, en later in 2026 sê die vrou daar, sy wys vir die man, bring, en hy bring, en hy wys vir haar, sy sit vir haar tee daar, en dan wys hy vir haar, vat weg, so bewyn, so die rolle het begin verander, in die wêreld, oor feministe, humaniste, dit mense wat sê, luister, dit gaan alles oor hoe ek voel, oor wat my kan plesier, en wat ek kry in die lewe uit, nee, is dit nie so nie? Dis regte groepe, ek kan, Bonita het vanmôre te soek dit op TikTok, nie op Google, dit is so, die ouens bewyse, sê dit is so, dat die mense dryf daarna. Maar ons weet dat dit nie die Here is wat daarna dryf nie. Ons het 'n liedjie gesing en die liedjie, kyk ek wag altyd baie keer vir bevestiging van die Here af en die boodskap het nou al seker 2 weke terug na my toe gekom, maar ek het gewag en bevestiging gekry en gisterand oor 8 gehoor, ek moet preek vandag en die liedjie wat ons gespeel het was om te wees soos Jesus, so sag en nederig. Dis sê die liedjie vir my, dis die regte boodskap vir vandag. En so het mens luister mens maar na die dinge en nou lees ons in Lukas 10 vers 45. Wat sê Jesus daar? Onthou, Jesus was nou gewees, hy praat met sy disippels, as boon ek vertrek alleenig, en hy was hulle voete, en op die ander plek, dis in die ander enetjie sê, laat dit so wees, ek het gekom, dis nou Markus 10 vers 45. Want die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Dit is wat die Here gekom op aarde gedoen het. Nou, hy het gekom om 'n losprys te wees vir die mens, om vir die mense te wys, luister, so moet dit wees. Is dit nie so, ons doen ons te sing hy liedjie vanmôre om te wees soos Jesus. Hy sê vir sy disippels, luister, Petrus sê, nee, jy sal nie my voete, ek moet u voete was. Die disippels het net gaan sit daar aan die tafels en gaan eet soos wat hulle gewoond was, want Jesus het op 'n ander slag vir die mense wat gemoun het, hoor, jou disippels was nie hulle hande voor hulle eet nie. Sê man, julle begin nou allerhande goedjies doen, wat niks met die evangelie te doen het nie. Nou gaan sit sy disippels weer daar so, niemand gepla oor wat nie, en Jesus begin sy boekleed uittrek, en hy sit 'n handdoek om sy lyf, en hy begin die ouens se voete was.
En hy sê nou toe, laat dit so wees. Ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Die gesindheid van Jesus, voorbeeld vir ons almal, ons sing 'n liedjie te wees soos Jesus. Vandag leef ons in 'n tyd wat mense vra, wat kan die kerk vir my doen? Wie sien my raak? Wie kan my help? Is dit nie so nie? Mense, dit is 'n vreeslike ding geword in vandag se tyd. Dat wat die kerk moet preek, wat voorgeskryf moet word vir die kerk om te preek. En daar is nou sprake dat leraars moet registreer en al sulke goeders, en dan moet jou preke moet volgens hierdie verband afgeloop. Hoeveel predikers is nou al toegesluit omdat hulle gesê het, daai soort mense is nie reg nie. Dan gryp die polisie, hulle sit hulle in die tronk hier in Suid-Afrika. Omdat hulle nog haatspraak teen 'n sekere soort seksuele oortuiging het. Maar as dit uit die woord uit is, dan is dit reg. Maar nou, wat kan julle vir my doen? Ek wil hierso sit en hoor dat ek oulik is, dat ek wonderlik is, dat ek ryk gaan wees sonder om te werk, dat ek gaan alles kry sonder om niks te doen nie. Ek gaan nie eens uit my bank opstaan nie, en ek gaan 'n gaar hoender in die gang afgevlieg kom met 'n mes en vurk sommer klaar in sy rug. Nee, dit staan nêrens in die Bybel nie. En dit is so ironies, maar min vra, Here, hoe kan ek U dien? Hoeveel mense kom by jou en gesê, hoe kan ek die Here dien? Ek wil graag 'n instrument wees in sy hand. Bonita het laas week 'n forum hier gehad om te sê, niemand het belang gestel nie. Nie eers een nie het belang gestel om te uitvind wat is jou gawe in die diens van die Here. Nie eers een nie. Nie eens die pastore wat hier was nie. Dit was ek. Maar julle hoor wat ek sê. Wat moet ek doen? Hoekom moet ek iets vir die Here doen? Die pastore verkondig dan, hy gaan alles vir my doen. Hy gaan my paaie gelyk maak. Alles. Dit werk nie so, die mense. As jy dink dat jy is hier, dat jy gedien moet word, maak jy 'n groot fout. Baie groot fout. Jesus het nie aarde toe gekom om 'n troon van gemak te skep, of om op 'n troon van gemak te gaan sit nie. Hy het gekom om sy kruis op te neem, te dra en te sterwe vir ons, vir my en jou. Dit was sy doen. Hy het vir ons 'n voorbeeld gegee. Is dit nie so nie? Die koninkryk van God werk bietjie anderster as ons koninkryk hier op aarde. Onthou, daar's 2 koninkryke. Die duiwel se koninkryk en God se koninkryk. In die koninkryk van ons op aarde, wat ons mense wil inlewe, is die bose koninkryk. Die wêreld wil groot wees, die mense in die wêreld wil groot wees. Hulle wil gedien word, hulle wil soek posisies. Mense soek bekering sonder om te dien, sonder om gebed, sonder niks nie. Wy mense wil gedien word en bedien word. Dis wat die Bybel sê, wie is die grootste in die koninkryk van die Here? As jy nie word soos 'n kindertjies nie, hierdie ouetjies, hulle is die grootste in die koninkryk. Ons ander moet maar agter gaan staan. Die Bybel sê, die wat eerste is, gaan laaste wees, die wat laaste is, gaan eerste wees. Miskien ons wat in die voorste banke sit, gaan nie eers daar wees nie, dan gaan ander ouens verby, omdat hy ou gedien het, en nie gedien geword het nie. Dis nie eerste kerk, hierdie kerk is nie eerste kerk wat ek geplant het nie, of betrokke was by die plantery nie. Die eerste kerk was 'n gemeente in Frankfurt, en hy het begin, ek het finansies gegee om my kerk te begin, baie. Ons het gewerk, ek en my vrou, ons het die kerk saam begin, toe het ons 'n pastoor beroep, later eers. Maar, dit was gedien te word. Mense, en, ek nou 'n bietjie vooruit, maar as ons die Here dien nie, sal dit nie gebeur nie. Maar in God se koninkryk werk dit bietjie anderster. Die grootste moet die dienaar wees.
né? Die sterkste moet die nederigste wees. Die grootste in die koninkryk van God sal die een wees wat die laagste voor hom buig in gebed. Nou, hulle sê die Here is net so 50 centimeter hoog, net so, as jy op jou knie gaan sit. Dis hoe ver God van jou af is. As jy staan, kan hy eintlik nie daar nie. Nee, die grootste is, die wat die laagste kan buig voor God. Jesus het die voete van sy disippels gewas. Nie die koning het soos 'n slaaf geword, hierdie koning. Ons sing hom as die koning, the King of Kings, Lord of Lords. Hy het aarde toe gekom, hy het sy disippels se voete gewas, soos 'n slaaf. Daai jare was die slaaf in die huise werk, om die ouens in te kom, hulle het sandals gedra, hulle het nie toeskoene gehad, en stofpaaie gehad, voor hulle in die huise kom, moes hulle voete gewas word. Dit was die slaafse werk wat hy daar gedoen het. Hier die Here Jesus, die slaafse werk gedoen, om te wys vir ons vandag, hoe lyk iemand wat die Here dien. Is dit nie so nie, te wees soos Jesus? Ons sing hy liedjie. Baie mense volg Jesus vir brood, nie vir die kruis nie. Ons het al gesien in Johannes 6, Jesus preek vir die mense vir 3 dae op 'n berg. Duisende mense kom soontoe. Na 3 dae gee hulle vir brood om te eet en visies om te eet, né? Na 3 dae. 3 dae het hy mense honger gesit op hy berg. Toe gaan Jesus in die nag oor die see na die ander kant van die land toe. Toe daai mense wakker word en sien Jesus nie hier nie, toe wonder hulle nou seker waar gaan hulle weer brood kry. Die gaan nou vir hulle brood gee. Hulle is op die skepe oor die see reguit na Jesus toe en Jesus vat hulle toe aan. Hy sê: "Hey, julle is hierso nie vir my nie. Dit is hier vir die brood wat julle geëet het." En die Bybel sê al die mense het weer geloop. Jesus net so daar gelos, alleenig. Né? Hy moes daar alleenig maar weer aangaan. Want hy het nie hulle gevoer nie. Hy het nie weer gegee, hy het hulle nie weer gedien nie. Hy het nie weer vir hulle kos gemaak nie. Toe dit moes gewees het dat hulle moes kom en hy het homself gegee as die brood van die lewe, het hulle dit nie gedoen nie. En God soek nie net bewonderaars nie. Dit het hy baie. Die hele wêreld is vol bewonderaars van Jesus. Jy kom en hulle vertel vir jou, hoor jy so, kom dien Jesus, kom so, dit is alles wat hy vir jou kan doen, dit het hy alles gedoen, dit het hy alles gedoen. Dit is baie mooi, almal bewonder Jesus, maar hy soek nie net bewonderaars nie. Hy soek mense wat hulle arms kan optrek, hy soek soldate. Mense wat op die voorste linie kan staan van die gevegte, wat geveg word. Né? Here, al kos dit my alles, sal ek U dien. Al kos dit my whatever, ek gaan U dien. Dis die mense wat die Here soek. As ek dink aan die vervolging wat ek in ons gesin as deurgegaan het, soos ek gesê, dis nie die eerste gemeente wat ons geplant het nie, hierdie is eintlik die tweede gemeente. Maar die vervolging wat gebeur het, ek was op baie kerkrade, ek was visievoorsitters, visiepastore, ek kan hierdie goed sê vir julle als. Mens kry mense op die kerkraad van die kerk, wat daar sit, en sê, die kerk moet my dien. Ek is die main peanut in die pakkie. Is dit so, Bonita? Dit is so. Hulle kry salarisse, hulle teel die vloer, ons het nou Persie het nou die plek gekoop, toe Bonita vir hulle op 'n kerkraadsvergadering sê, hoekom loop die teel so? Jy doen ons die beste vir die Here. Is dit nie so nie? Toe ons daai dakke geverf het ons die beste gebruik. Hierdie sinke is 0.5 sinke, ons het nie dunste sinke gebruik nie. Dis die dikste sinke wat hier op is. Maar dis nie vir my nie, dis vir die Here. Hier verloop die vloer so. Jy doen ons die sulke werk. Maar ons wil gedien word. Hy sê, jy moet hulle ook nie teëgaan nie. Hy sê, ek het gebid vir die Here en gesê, ek wil op pensioen gaan voor ek 45 is. Toe gee die Here my hartaanval, toe is ek op pensioen. Toe sê hy, Boetie, wat het die Here dien jy? Toe is hy baie kwaad.
Die vervolging wat jy kry, deur dit om 'n dienaar van die Here te wees, is 'n moeilike paadjie, vir elkeen wat hom dien. Elkeen wat die Here dien, jy sal vervolg word, maar dis wat die Here gesê het, neem op jou kruis. Neem jou kruis, volg my. Ek het gekom om my kruis te dra tot by die kruis. Maar julle almal moet julle kruise opneem. Nie net hy nie, om te wees soos Jesus. Vervolging kom, sleg gesê word, beskuldigings, all over. Maar hoe staan jy deur dit alles heen? En jy kan alleenlik staan deur dit alles heen, as jy vir die Here gesê het, Here, it's not about me. Gaan niks oor my nie. Alles gaan oor U. Dan kan die mense sê net wat hulle wil. Daar's nie 'n skeertjie in jou mondering nie. Hulle kan sê wat jy wil. Hulle kan nie aan jou raak nie. Nee, die evangelie is nie net seëninge nie. Gaan nie net oor seëninge nie. Gaan nie net oor wonderwerke nie. Dit gaan nie net oor voorspoed nie. Kyk, die Bybel sê, as jy dit doen sal jy voorspoed hê. Dit gaan nie net oor emosies nie. Hy sê in die Bybel, wees jy bly, al gaan dit swaar. Al het jy nie beeste in die beeskrale nie. Moet jy nog steeds bly wees in die Here. As jou olyfoes misluk, man, jy kan nie jou bek opblaas 10 bar nie, of jou kuite styf maak nie. Jy moet nog steeds bly wees in die Here. Daar's geen verskoning vir 'n lang gesig nie, né? Nee, Antie, jy moet bly wees. Laat ons bly raak. Dit gaan oor sterf in jouself. Ons mense wil nie in onsself sterf nie. Heiligmaking, om verkeerde goed te los. Mense. Hoeveel keer moet ons dit nou nog preek in hierdie gemeente? Gehoorsaamheid. Dit is so belangrik om gehoorsaam te wees. En dit gaan nie oor emosies nie. Mense, om goed te voel, die kerk is nie om jou te laat goed voel oor jouself. Die kerk is om jou heilig te kry. Om vir jou te sê, die Bybel sê, as jy wil profeteer, vertel die mense hulle sondes. Maar waag dit, pastoor, waag dit om te sê as ek iets verkeerd doen. Nee. Dit is 'n oorgegewe lewe, 'n gehoorsame lewe, 'n reinigmakende lewe, 'n heilige lewe en 'n oorgegeede lewe. Om die mense wat God oor ons aangestel het te help of ek dit as te dien, asof ek dit vir God doen. Dis wat die Bybel sê. 'n Slaaf moet wees as hy enige ou, as jy werk doen, enige beroep, enigeen, as jy beroep doen, werk vir daai persoon asof jy dit vir God doen. Die probleem is hierdie geslag wat ons in is vandag. Hierdie humanistiese, feministiese ding wat ons mee te doen kry in vandag se lewe, is 'n vreeslike ding. Baie wil die kroon hê sonder die kruis. Hulle wil die salwing hê sonder gebed en gehoorsaamheid. Hulle wil die vuur hê sonder heiligmaking. Sonder heiligmaking gaan jy nie eens God sien nie. Jy wil die vuur hê, maar jy wil nie heiligmaking lewe in die hemel hê sonder bekering. God roep 'n generasie om anders te wees wat sal dien. Om te wees soos Jesus. Mense wat sal bid wanneer ander mense jou glad nie sien bid nie. Wanneer ander mense jou nie weet jy bid nie. Om te bid. Dit is daar waar bande breek. Dit is daar waar mense gered word. Want die Bybel sê, bid of die Here nie vir hulle die redding sal gee nie. Die bekering sal gee nie. Daai gebed en die Here werk saam. Dit is hoe dit werk en dis wat die Bybel sê. Die mense wat getrou sal bly wanneer dit swaar gaan. Mense, as ons in vandag se lewe elke slag moed opgee, as dit nie gaan volgens my willetjie nie, gaan ons nêrens teregkom nie. Jy moet weet dat jy bly getrou, maak nie saak wat nie, maak nie saak hoe nie. Ons was in die gemeente, ons is vervolg verskriklik, maar ek het my diens gedoen.
Maak nie saak wat nie. Ons was elke Sondag daar, elke Woensdag daar, elke jeug het ek gedoen van Frankfurt af hiernatoe. Dis 5, in die 30, 40 kilos het ek dit gedoen. Het is geen niks wat daarna wou doen, het my gebreek nie. Want dit is vir die Here, en ek was aangestel in die posisie, en die Here het my gebruik magtig om dit te doen. Jesus is ons voorbeeld. Kyk na Jesus, om te wees soos Jesus. Hy het die siekes aangeraak. Hy het nie vir mense gaan vertel, ek was die siekes. Hy het hulle gaan aanraak. En dan sê hy vir hulle, moenie vir iemand vertel nie. Hy maak jou ons gesond, dan sê hy, moenie vir mense vertel nie. Hy het die siekes aangeraak. Hy het gehuil saam met die wat hartseer was. Hy het regtig die mense op hulle harte gedra. Soos donderdag aand was dit 'n vreeslike aand gewees, regtig. Hy het sy lewe gegee aan die kruis vir my en jou. Wat het ek en jy al bietjie opgeoffer vir iemand anderster? Het ons iets wat saak maak opgeoffer vir iemand anderster? Ons dink partykeer ons doen, maar doen ons dit werklik? Doen ons ietsie om iets terug te kry? Dis mos vandag se spreekwoord, bietjie vir 'n tikkie, hoe geloop hy? Niks vir niks en 'n bietjie vir 'n tikkie. Dis mos hoe ons humanistiese instelling is vandag. Niks vir niks. As jy nie vir my iets gee nie, gee ek vir jou nie iets nie. Die seun, ek sien op Facebook, wys hulle 'n seun, die hele skool in Skotland het na 'n mosk gegaan op 'n uitstappie. Het julle dit gesien? Waar die hele skool het gebuig, het aanbidding gedoen op die maatjies, soos die moslems dit doen. Een mannetjie staan, en die doeman, of wat noem hulle ou, staan en sê vir hom, jy moet buig, jy moet nou so maak. Hy sê, ek sal nie. Sy onderwyser sê, hoor jy, ons wil nie moeilikheid hê die buig. Hy sê, ek sal nie. Ek sal nie buig voor die ou nie. Ek buig voor een lewende God. Dit is 'n mannetjie wat eendag 'n man gaan word in die wêreld. Hy laat hom nie deur hierdie opinies van mense afskrik nie. Hy het net daar gestaan. Ek sal die fotootjie op die groep sit. Ek weet nie, het julle dit gesien? Die ander foto's wat hulle van hom sit is, waar daai Mel Gibson staan, wat sy fliek wat hy gespeel het, sy gesig daar is, het die Skotse trotse ou, oor die Skotse seentjie wat gesê het, ek sal nie buig nie, not a tikkie. Net James Wallace, daai ou, van Skotland. Wat vra hy? Is jy hier om my te dien, of is jy hier om raak gesien te word, te werk om gekyk te word, wanneer ek gedien te word? Is ek hier vandag om die Here te dien? Is ek hier dat ander mense my moet dien, of is ek hier om raak gesien te word, of vertel te word hoe oulik is? Die tyd om kerk te speel is verby. As jy maar net geweet het, wat ek, soos ek gesê het, ek en Bonnie afgelope tyd deurgegaan het met mense. Ek weet nie hoe kom hulle aan nie, maar elke slag is, as daar iewers 'n fout is, dan sê hulle, gaan daar na Duitsland 47 toe. Hulle sal julle help, hulle sal vir julle huise gee, hulle sal op 'n plek gee om te bly, hulle sal julle help. Ons gee nie om dit te doen nie. Ons het elkeen nog so ver gehelp. Maar, jy hoor wat ek sê, ons het dit deurgegaan. Hierdie wêreld buite is 'n bose, verskriklike wêreld. Ons bly in daai wêreld, maar in daai wêreld moet ons 'n Christusbeeld uitstraal, soos nog nooit van tevore vandag nie. Kan jy dit alleenig doen? No ways. As jy nie, ons kon dadelik met die vrou kon ons dadelik vir Bernard bel, en Bernard gereel en goeders ons daar weggevat. Ons kon dadelik inskakel met iemand. Jy hoor, en daai vrou is 'n gedeelte van ons, en ons is 'n gedeelte van hulle, ons is een liggaam.
Daarom kon ons vinnig hulp kry, maar om te wees soos Jesus is, moeilik, want dit is nie lekker, partykeer voel jy word gemisbruik. Hulle word gelok met kos en kospakkies verlies toe, en dan, as die dinge nie vir uitwerk, dan stuur hulle na nuwe lewe toe. Het dan nie, dis erg. Voel partykeer of ons misbruik word. Al die ons kom klop aan ons deur. Maar sê, hoor jy, ons tel jy Sondag op vir kerk? Hey, boetie, daai Sondagmôre het hulle sulke lang verskonings. Maar ons het dit maar gedoen. God roep mense op, wat vuur het. Mense wat oorgegee is. God roep hier soldate, maar net alleenlik mense wat vol vuur is en wat oorgegee is. Mense wat sê, Here, ek wil nie net kerk toe gaan nie. Ek wil nie net banke warm sit nie. Here, ek is hierso om U te doen. Evan Roberts is 'n ou, kyk, ek hou van biografieë, en hierdie ou het my regtig as 'n jong man, daai tyd was 'n jong, maar hy is nou al oorlede, baie dinge geleer. Daai wat ek sê, Here, bend me, use me. Nie meer ek nie, maar U. Here, vorm my, dat ek 'n bruikbare instrument in U hande kan wees. Luister, wie gaan jou vorm? As jy hier iets moet doen, doen dit asof jy dit vir die Here doen. As jy hier is om te dink, ek gaan gedien word, julle moet my vertel hoe oulik is, ek maak jy 'n groot fout. Ek kry jou eintlik bitter jammer. Die hemel sal nie onthou hoeveel mense jou gehelp het nie. Hulle sal jou nie onthou hoeveel mense jou gehelp het. Maar die hemel sal onthou hoeveel mense jy gehelp het. Hoeveel jy vir die Here gedoen het. Hoeveel jy hoor wat ek sê dan. Dit is absoluut 'n teken van hoe jy vir die Here iets moet doen. Dit sal onthou word. Onthou, ons gaan voor 'n God staan. Hierdie Jesus waarvan ons preek, waarvan ons leer, ons gaan voor hom staan. En jou hele lewe gaan soos 'n vertoning wees vir almal om te sien. Al die goedes wat jy in die donker doen, gaan daar in die lig gebring word. Alles, maak nie saak wat nie. Sal ons almal daar kan sien, wanneer ons voor die regterstoel van Christus verskyn. En hy sal daar wees, en hy sal vir jou sê, luister, ek is nie hier meer die liewe Jesus nie. Ek is nou hier die leeu van Juda. En so aan. Hy sal weet wat jy vir hom gedoen het. En jy sal dalk met skaamte weg moet loop en sê, Here, ek het niks vir U gedoen. Ek wou net gehad het mense moes vir my doen. Wat kan ek uit die deal kry as ek kerk toe gaan? Die Here, ons leer van hom, hoeveel disippels op 'n slag het hy uitgestuur? 2. Hy het nooit 1 disipel gestuur nie. Hy het altyd gewerk met 2 en meer. Daar's die godsdiens, kerkhou, is nie 'n one-man show nie. Onthou dit. Daar's nie 'n one-man show nie. Die pastoor het ondersteuning nodig van sy gemeente. Alleenig kan hy niks beteken. Hy het ondersteuning nodig. Hier is 'n versie wat Woensdag opgekom het, wat nogal beïndruk het. Spreuke 18 vers 1. Hy wat hom afskei, soek sy eie begeertes. Hy bestry alles wat waarlik en voortreffelik is. Strek. Hy wat hom afskei, soek sy eie begeertes. Hy bestry alles wat waarlik is tot voordeel strek. So met ander woorde, daar's nie 'n one-man show nie. As jy in 'n span kan werk nie, of onder leiding kan werk nie, is jy iemand wat eintlik jou eie begeerte soek. En jy het niks met godsdienst te doen nie, niks met die Here te doen nie. Met ander woorde, laat ons kyk en sê, Here,
Ek is nie hier vir myself nie. Ek het nie die plekke gebou vir my nie. Ek het nie, ry nie mense aan om my te plesier nie. Jy beïndruk my nie as jy sê, jy gaan nie kerk doen nie. Jy doen dit nie vir my nie. Ek gaan nie dit nie, ek gaan nie dat nie. Dit is nie vir my nie. Tannie, jy hoor wat ek sê. Dit is nie vir my nie. Ek is maar net die werker van die Here. Hy het my gesalf om te werk. En dis wat dit is. As die mense teen enige profeet gepraat het, wat het die Here gedoen? Hy het gesê, hulle gaan dit met hulle gedoen. Hulle gaan dit met julle ook doen. Met ander woorde is, hoe kan ek sê, dit beïndruk my glad nie, dit beïndruk God glad nie, nog te minste hou, want hy het 'n opdrag gegee, my hier gesit, en whatever, en ek praat nie nou net van hierso nie mense, ek praat van oralste. Dit beïndruk God glad nie, jy gaan nie kerk toe of nie kerk toe vir die pastoor nie, jy gaan vir God. Die woord het hy my gegee, ek het dit nie gesamsak nie, wat geduimsig nie, ek het dit nie ge-YouTube nie, ek het dit nie ge-Google nie, dit is 'n woord van die Here af, ek het van 8 uur afgestaan gewerk tot na 12, om dit als by mekaar te kry, om te hoor als wat die Here gesê het. Ek was moeg vermoor, maar dit is die opdrag van die Here, en ek het dit gedoen, en ek glo eendag, as ek daarbo kom, gaan hy hopelik vir my sê, kom in goeie getroues diensknegt. Maar, die ding is, ons is nie hier, om gedien te word nie. Ek is beslis nie hier om gedien te word. Ek is hier om te dien. En dit moet elkeen van julle se gesindheid wees. Nee, Frik, om te dien. Wat kan ek vir jou doen? 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 En ek is seker, hier is nie een mens in hier saal wat kan sê, ek het nog nie baie vir hulle gedoen. Is dit so? Nog nie een nie. Dit is die gesindheid van Jesus. Onthou dit mense, ons gaan voor hom staan. En ek wens ek kan dit in mense se koppe inprint. Partykeer voel mense of sommer dit in hom kan klap. Jy gaan voor 'n opgestaande Jesus staan. Met geen frilletjies of wat nie. En ek net dink, ons sê altyd, liewe Jesus. Maar toe Johannes hom gesien het, het is soos 'n dooie geval op sy aangesig. Toe hy gesien het wie Jesus werklik is. Ons gaan voor daai Jesus staan eendag. Ek en jy ook. En dan moet ons vir hom sê, wat het ons gedoen met die geleenthede wat hy vir ons voor ons gebring het? Is dit nie so nie? Amen.